Hoe sal ek u ooit ken? U is te naby, u is te ver. U klewe aan my kyker vas, wykende, wyderende ster. En om die ster sein kring die ruim, en om die ruimtes wie? Die gees verleng tot laser, leng en brand deur wie? Deur wat? Deur nie. Dan snap ek die genade, suiwerder as weet, en duideliker as pyn. Van wyk dat ek moet nader, altyd verder nader. O, verborge wonder, magneet, wat ek sal ken. Hebreërs 11 vers 1 tot 3. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Van daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Ek weet, ek het hierdie oomblik in my lewe al dikwels gedeel, en ek dink ek sal aanhou met dit doen, omdat dit vir my so eye-opener was en is. Yugi, my jongste seun, het 'n baie spesiale manier om homself uit te druk. Sy liggaam is altyd deel van sy gewaarwordinge. En een aand voor hy aan die slaap raak, het hy vir my gesê, "Mamma, ek hou my oë oop vir die see." En ek het eers later, net voor ek aan die slaap geraak het, besef, hy bedoel, hy sien uit na die see, want daar was groot opwinding oor die volgende dag wat hulle sou see toe gaan. Sy manier was egter baie meer aktief, baie meer deel van, met die bewustheid dat hy teenwoordig moet wees vir die ervaring. Dat sy teenwoordigheid iets van sy ervaring gaan bepaal. Ek hou my oë oop vir my nuwe werk. Ek hou my oë oop vir die vakansie. Want hoe jy kyk, word wat jy sien. So ons begin vandag 'n nuwe reeks oor wysheid. Ons maak gewoonlik 'n gewoonte daarvan om in die winter oor wysheid te praat, of ons het al in die verlede. En ek gaan gesels oor ons oë en ons begeertes, en hopelik is daar 'n klein stukkie wysheid daarin opgesluit wat uit die woord uitkom. Hebreërs 11 sê, die deel wat ons gelees het, deur die geloof, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie, verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Die wêreld, dit wat ons kan sien, is deur die woord van God, wat ons nie kan sien nie, toeberei. Sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Sodat dit wat ons kan sien met ons oë, weet ons, het alles hulle ontstaan gehad uit die onsigbare, is vooraf gegaan deur die dinge wat ons nie kan sien nie, waarop ons nie ons vinger kan lê nie. Begeertes
het 'n bad rap gekry, veral in die kerk. Dis meestal gelykgestel aan die vieslike vlees, met die gevolg dat, soos mense maar is, die meeste dit of onderdruk of opblaas. Maar as verlange of begeerte ontken word, versmoor dit ons. En as dit opgeblaas word, kan dit ontplof of ons laat inplof. As ons leef met begeertes of hinkering as 'n deel van ons, as 'n deel van ons godsaad, ons geskapenheid, ons menswees, die Here holte hier in ons harte, die Godgat hier binne in ons, kan dit ons kompas huis te wees. Die oorspronklike woord desire kom van desiderare af, en dit beteken from the stars, of dit kom van 'n hemelliggaam, of van 'n konstellasie. Dit kan ook beteken om dit te sien, om dit te beskou in 'n spesifieke lig. To regard in a particular light. Tara Brach het geskryf, longing, felt fully, carries us to belonging. Daar is 'n verhaal van 'n ou seevader wat altyd 'n kompas by hom gedra het, en op 'n dag vra iemand vir hom, vertrou jy regtig daai klein naald? En hy het geglimlag en geantwoord, nee, ek vertrou nie die naald nie. Ek vertrou die noorde waarna die naald altyd terugkeer. Die kompas beweeg gedurig. Die skip rol, die wind waai, die golwe slaan, maar die ware noord bly. En so is die mens se hart. Ons dink dikwels daar's iets fout met ons, omdat ons verlangens het, versigtings het, hinkerings het. Ons verlang na rus. Ons hinker na liefde. Ons het 'n versigting na vervulling, na betekenis, na huis. En dan probeer ons hierdie verlangens stil maak. Omdat ons op 'n manier dink dit meng in met ons rasionele lewens, met die lewens wat ons kan sien. En dan probeer ons dit stil maak met goed wat ons wel kan sien, wat ons kan meet met werk, sukses, besittings, verhoudings, selfs godsdiens, die soort wat jy kan meet. Wat sou dit wees? Ons maak dit stil met die goed wat ons kan sien. Soos die Israeliete wat vir Aaron gesmeek het om vir hulle 'n goue kalf te maak. Ons soek 'n God wat ons kan sien, iets blinks om te dien. Maar miskien is die soek, die verlange, nie die probleem nie. Dis dalk die kompas wat God in ons binneste geplaas het, die ewigheid wat God in die mens se hart gelê het, soos Prediker sê. Die hele woord is eintlik 'n verslag van verlange. Hoe anders? Want iemand het eendag gesê, spiritualiteit het alles te maak met wat jy doen met jou verlangens, met jou hinkering. Longing is the sweet pain of belonging to God. Jesus begin sy sending volgens die Johannes Evangelie met die vraag aan die disippels, wat soek julle? Van al die vrae wat hy kon vra, kies hy om hierdie een te vra. So asof hy weet dat deur dit te vra, lê 'n mens jou hele wese bloot. Wat soek julle? En van al die antwoorde wat die disippels kon gee, antwoord hulle sy vraag met die vraag, waar bly u? Waar gaan u tuis? En ons eintlik op die oog af geen logika hieraan verbonde nie. Maar as ons dieper kyk, maak dit soveel sin, maak dit soveel sien, want wat ons soek is waar God is. My hart is rusteloos
tot dit rus vind in U, het Augustinus gebid. Ons oë bepaal ons begeertes, en ons begeertes bepaal ons rigting, hoe onbewustelik ook al. Dit sal jou rigting bepaal, en ons rigting bepaal uiteindelik ons bestemming. So dit is baie belangrik om te kyk na wat ons oë sien. Die wêreld leer ons om ons oë op die sigbare te vestig. Maar Hebreërs leer ons om met ander oë te kyk, of soos Simone Weil gesê het, om eintlik is die ware doel om God deur ons oë na die wêreld te laat kyk, en te weet dat hy niks ontsien het om by ons te kom woning maak nie. In Christus word ons verlange omvorm en word die rigting daarvan verander om tuis te kom in hom. Die einde van Hebreërs 11 lui so. Hulle skryf oor al hierdie mense wat ons beskou as geloofshelde. En dan sê dit, al hierdie mense het in geloof gesterf, sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom. Hulle het hulle oë oopgehou daarvoor en bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op die aarde is. Hierdie week was hierdie vers vir my baie vlak in my gemoed gelê, eintlik al van verlede week af. Want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. En nou hinker hulle na 'n beter een, 'n hemelse een. C.S. Lewis het dit so gestel, if I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. As ek in myself 'n verlange ontdek wat niks in hierdie wêreld kan bevredig nie, is die waarskynlikste verklaring dat ek vir 'n ander wêreld gemaak is. En dis 'n opsomming van Hebreërs 11. Op 'n ander plek sê hy in The Weight of Glory, it would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. Ek dink altyd aan die as hierdie lees aan die wiskundejuffrou wat ons gehad het, een van die wiskundejuffrouens wat ek gehad het in die hoërskool, en wiskunde het haar ongelooflik opgewonde gemaak. Soveel sodat dit aansteeklik was, en die seuns het altyd, dit was hulle favourite ding om oor te vertel in haar klas, dan spring sy so op en dan sê sy, hierdie, as daar nou 'n som gekom het en die som is opgelos en dis hierdie beautiful wiskundige ding wat daar op die bord staan, dan sê sy, hierdie is beter as seks, drugs en rock'n'roll. En dit is wat C.S. Lewis sê, maar behalwe hy sê dit nie oor wiskunde en goed wat ons kan meet nie. Hy sê dit oor die ewigheid wat in ons harte geplaas is en wat aan ons beloof word, die ware tuisland, die vaderland. Ek het een keer gelees, verslawing is opgebruikte hinkering. Desire used up. Onderdruk of opgeblaas. En Mark Lewis skryf in sy boek The Biology of Desire, Why Addiction is Not a Disease. Hy sê, overcoming addiction is thus the realignment of desire, so that it switches from the goal of immediate relief to the goal of long-term fulfillment. Van verligting tydelik na vervulling nie tydelik nie. Volgens Lewis is ons hinkering nie te veel, te heel nie, maar te min,
half. Uitputting of uitbranding of inploffing beteken dikwels nie jy het net rus of 'n vakansie of rehab nodig nie. Dis baie keer fisiese tekens, dit wat jou liggaam vir jou sê, dat jy nie heel hartig leef nie, soos wat C.S. Lewis skryf. We are half-hearted creatures. Dat jy nie, dat daar iets is wat keer dat jy met 'n heel hart mens is. Dat jy halfhartig leef, omdat jy jou begeertes onderdruk of opblaas. As ons na die psalms kyk, is dit eintlik een groot hinkering. As jy die woorde lees in Psalm 63, O God of my life, I'm lovesick for you in this weary wilderness. I thirst with the deepest longings to love you more, with cravings in my heart that can't be described. Ons deel dit. Dis die geheim, C.S. Lewis het so gesê, hy sê, dis die geheim wat ons nie kan inhou nie, maar ook nie wil verklap nie. Dis die geheim wat ons almal deel. Dis die geheim van hinkering. Such yearning grips my soul for you, my God. En ons weet, die psalmdigter ken van begeertes onderdruk en opblaas en waar dit 'n mens kry. Ek sê wat sê, hy maak nie 'n moordkuil van sy hart nie, maar oeps, dis nie die waarheid nie. Dit sou nie akkuraat wees om dit te sê van hom nie. Maar in hierdie gebede vol versigtiging en heimwee na God, sien ons hoe hy God soek. Soos iemand gesê het, like a man with his head on fire looks for water. Wat soek julle? Like a man with his head on fire looks for water. Want hy weet, tot jy nie die ware bron van liefde, van rus, van vervulling gevind het nie, sal niks jou versadig nie. En wanneer jy dit kry, of eerder wanneer God jou kry, wanneer jy God toelaat om jou te kry, wanneer jy op 'n weg kruip, wanneer jou ontsnappingspogings tot 'n einde kom, sal niks in wese weer onversadigend wees nie. Wanneer jy die groot ding, kom ons noem dit die groot ding, wanneer jy God vermis, as jy nie weet dis God nie, sal alles rondom jou, wat misluk daarin, om die rol van God te speel, jou teleurstel. Dit sal nie goed genoeg wees nie. Jou huwelik, jou kinders, jouself, jou werk, jou huis, jou dorp, jou alles. Hoekom? Want dit is nie goed genoeg nie. Want jy probeer dit so goed, soos die groot ding, soos God maak. Die wêreld sê, bevredig jou hinkering. Maak jou verlange stil, nog net hierdie een ding. As jy net hierdie een ding koop, nog net hierdie een vakansie hou, nog net een verhouding, nog net een bevordering, dan sal jy uiteindelik gelukkig wees, vry van begeerte. Maar elke begeerte wat vervul word, maak plek vir die volgende. Want jy probeer 'n ewige verlange stil met tydelike dinge. En as jy die groot ding vind, of die wysheid, dat wanneer God jou vind, dit genoeg is, raai wat het jy nodig? Net 'n goeie ding, net 'n goeie heelhartige ding, 'n goeie huwelik, 'n goeie huis, 'n goeie skool. Jy het nie meer die beste, grootste ding nodig nie, want dis sorted. En skielik is alles anders oukei, want jy kan die groot ding nie verloor nie. Dis in jou. Jy kan nie daarvan geskei word nie. Jy het dit nie gekoop nie. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Jy kan net rus daarin. En nou is die wêreld interessant. Nou is dit soort van lekker om hier te wees. Nie altyd nie, maar meestal. Want nou kan ek nuuskierig leef. En ek bedoel nie nosy nie, goeie nuuskierig met die evangelie. Nou is ek vry. Nie vry van begeerte nie. Vry in Christus. Nou is ek daai mens wat uiteindelik iets van Filippense 4 verstaan wat sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, want die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes
in alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. Moet oor niks besorg wees nie. En dan, maar laat al julle begeertes bekend word by God, asof dit die verband is. Ons is so besorg oor goedes, wat ons laat nie ons begeertes bekend word by God nie, ons druk dit af, of ons stoor dit op. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Jesus Christus. David White skryf, ambition is desire frozen. Hy skryf ook, freedom is desire, but felt in reverse. Ons hinkering, ons heimwee, is ons gebreekte halleluja. Die kraak in alles, die lig wat skyn deur ons nederlaag, ons onvolmaaktheid en ons gebrokenheid. Thomas Keating skets die volgende analogie. Hy sê, aan die begin van die geloofsreis is die bouwerk van die ego soos 'n gebrandskilderde venster, waarvan die krake aan die lig kom, as geloof of die ervaring van God daardeur filtreer. In die volgende stadium is die ego meer soos deursigtige glas. Die lig skyn helder daardeur, maar daar steeds 'n filter, iets tussen jou en die lig. Jy kan egter versuim om dit raak te sien vanweë die feit dat die filter kleurloos en vormloos is. En dan volg die derde stadium, waarin die glas heeltemal gebreek word en die suiwer, regstreekse, ongefiltreerde lig van geestelike bewustheid jou wese kan vul. As Sheila Cousins haar klassieke gedig Christ of the Burnt Men begin sy dit so, jy sal my ook al hoe meer wen, glimlachende, skertsoog, blinkoog Christus. Jesus 'n onblusbare mens wees en gees, en die feit dat hy waaksaam en wakker was, en ook die blinkoog, ook soms hartseer, aangeraak, nie onaangeraak deur hierdie lewe nie. En later in hierdie aangrypende gedig wat alles te maak het met vuur en verlange en verandering, skryf sy, en ek begryp, jy het my geteken vir die avontuur van jou. Die avontuur van jou. Ons is geteken vir die avontuur van Christus, so ons siele sal nie tevrede wees nie vergenoegd wees met enige iets anders nie. Die opvinding, die onsekerheid, die gevare teenoor die oënskynlike sekuriteit wat die wêreld bied, die bruising van bloed deur die are wat 'n avontuur inhou. Aan die einde van Hebreërs 11 sê die skrywer nie, kry net meer geloof nie. Hy sê eintlik, hou aan kyk, hou aan verlang, hou aan hinker, hou jou oë oop vir die lewe, vir die mooi, vir die seer, vir die avontuur van Christus hier op aarde, terwyl jy sug, Vaderland, maar dis mooi, Vaderland, maar dis seer, Vaderland, maar dit is. Ek sluit vir ons af met gedig van David White wat hy noem Second Sight. Sometimes you need the ocean light and colors you've never seen before painted through an evening sky. Sometimes you need your God to be a simple invitation, not a telling word of wisdom. Sometimes you need only the first shyness that comes from being shown things far beyond your understanding, so that you can fly and become free by being still and by being still here. And then there are times you want to be brought to ground by touch and touch alone, to know those arms around you and to make your home in the world just by being wanted, to see eyes looking back at you,
as eyes should see you at last, seeing you as you always wanted to be seen, seeing you as you yourself had always wanted to see the world. Here, dankie vir die avontuur van U, waarvoor ons geteken is. Ek wil vir U vra, deur U krag en U genade, en U liefde en U vrede wat alle verstand te bowe gaan, om 'n uitnodiging aan ons elkeen te rig. En as ek nog meer spesifiek kan wees, om dit custom-made te maak vir ons elkeen, om ons te ontmoet presies waar ons is. Om vir ons te kom vra, wat soek jy? En dat iets in ons sal terug antwoord, waar bly U? Waar gaan U tuis? En dat hierdie vrae 'n gesprek kan word wat aanhou tussen ons en U, ons bron, ons vandaan kom plek, ons heen gaan plek. Dankie vir begeertes en dat dit God gegewe is, en Here, skenk ons die genade dat ons dit sal bekend maak aan U, in U. Amen. Baie dankie, soos elke week. Jy kan ook finansiëel bydra, dat ons so kan aanhou deur die vakansies en deur almal se reise en ver wees om mekaar so saam te sien op 'n Sondag. 'n Mooi week vir jou. Mag dit avontuurlik wees.